word stil voor die Here. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 50, ons sing die eerste en die laaste versie daar. Psalm 50 is eintlik 'n hofsitting, is 'n Psalm waar die Here, soos in 'n hofsitting, twee getuies roep en sy volk aankla, oor dat hulle met offers die Here dien, maar nie met hulle harte nie. Maar hierdie woorde is pragtig, dis treffend, dit is ook van toepassing vandag, waar ons die Here toesing, groote God, die Here spreek. Hy roep, hy daag die aard van waar die son in goudglans uitkom breek, tot waar hy sterwend neer sal vaar. Uit Sion, sonder voorbeeld skoon, sprei God sy ligglans ten vertoon. Nou die prentjie in Psalm 50 is die Here is op pad as regter om te kom oordeel, maar die prentjie wat ons vandag sien is hier vanuit Sion, waar die Here Jesus die kruisiging deur is op Goeie Vrydag, het God se lig deurgebreek na die graf wat oop is, en dat hy lewe en opgestaan het uit die dood. En dan blaai ons om na vers 11. Hy wat sy dank, my offer, met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel let, hy is dit wat my eer bewys, en daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. En dit is presies die geskiedenis van Cornelius wat ons vandag gaan lees, 'n man wat die Here gesoek het, en die Here het hom laat vind, en daar is 'n boodskap vir ons ook vandag. En kom ons staan, dan loof ons die Here, vers 1 en vers 11, Psalm 50. Die grote God, die Here spreek, hy roep my dag die aard van waar, die son in goudglans uitkom breek, tot waar hy sterwend neer sal vaar. Uit Sion sonder voorbeeld skoon, sprei God sy ligglans ten vertoon. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, hy is dit wat my eer bewys, en daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Jy kan blaai na Gesang 269. Ons gaan vers 3 sing as 'n skuldbelydenislied na die wet. En dan sien jy ook Gesang 117, is die lied wat ons uit die hoof ken, wat ons sing as die tafel, die nagmaaltafel in gereedheid gebring word voor die nagmaal. Gesang 269, net die derde versie, na die wet as skuldbelydenislied.
Voor ons aan die tafel van die Here aansit, is dit nodig dat elkeen homself ondersoek in die lig van God se woord, ons toets. Ons dade, ons gedagtes, ons harte, ons woorde, ons optrede, en ons bely ons sonde waar ons van die wil van die Here afwyk. In Eksodus 20 stel die Here sy wil so. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En voordat ons sing, kom ons word eers 'n oomblik stil, dat ons self nadink, self bely, voor die Here kom en ons sonde aan die Here, aan sy voete by die kruis neerlê en om vergifnis van die Here smeek. Kom ons bid stil. Geliefdes, kom ons bely dit ook nou saam, Gesang 269 vers 3. Dis nie jou dood wat ek begeer, maar dat jy jou tot my bekeer. Laat al jou slegte dade staan, waarom wil jy verlore gaan? Net ek, die Heer, kan skuld vergeef, keer jou tot my en jy sal leef. Geliefdes, terwyl jy so sit, luister na die genadeverkondiging van die Here, eers die retensie, waar die Here waarsku in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Die waarskuwing is daar, elkeen wat in sonde bly volhard en wat die genade van die Here verwerp, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. En dan tussen hierdie 2 verse, vers 8 en vers 10, is die dieptepunt van vers 9 waar die Here dit sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die implikasie is, mag ek by die tafel van die Here aansit, want ek weet ek is 'n sondaar mens. En die antwoord is, die Here weet dit ook. Maar net omdat jy jou hart na hom bring en sê, Here, vergewe my. Ek het u eer aangetas. Sê die Here, hy vergewe alle
ongeregtigheid. Ook dit wat tussen jou en die Here staan, dat jy by sy tafel kan aansit. So kom met vrymoedigheid en gebruik die heilige sakrament om God daarmee te verheerlik, dat hy jou geloof kan versterk. Geliefdes, ek hou nou aan die formulier vir die bediening van die heilige sakrament van die nagmaal. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur die Here Jesus self ingestel. In 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waaraan hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe is soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdie waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood, maar help ons ook om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in hierdie nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Heilige Gees ook mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde saam verbind. 1 Korinte 10:17 sê, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is ook 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is, tog sien ons as bruidskerk ook uit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van die brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus, nogtans staan die nagmaalviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Die nagmaal is ten slotte 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Geliefdes, Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in geloof word ons so met hom verenig as of ons self alles gely en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Geliefdes, aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie.
Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes, wat ons met gedagtes, met woorde of met dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, in ware liefde tot hom en ons naaste. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, gesang 117 vers 1. Geliefdes, elke beleidende lidmaat, asook die besoekers met die goedkeuring van ons ouderlinge raad, word opgeroep om in die gees aan die tafel van die Here aan te sit, maar voordat ons dit doen, kom ons staan en bely ons geloof in God die enig. Elkeen kan sy en haar hart hierdie woorde bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaai. Op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, kan sit. Geliefdes, ons gaan die teken van die brood uitdeel. U sit met die broodjie in die hand totdat die teken ingestel is, en nadat dit ingestel is, gaan ons saam die sakrament gebruik.
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Liefdes, ons doen dieselfde met die kelkies. En die wyn, ons gaan eers die teken uitdeel. Dan sit jy met die kelkie in die hand. Totdat ons die teken ingestel het, dan gebruik ons die teken saam. En as jy eerder die beker wil gebruik, die diaken gaan ook na die tyd tussen die banke weer beweeg om die te bedien by die beker verkies. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Voor ons lofverheffing wil ek seker maak, as daar iemand is wat oorgeslaan is met die beker, kan jy gerus die hand opsteek, dat ons die kan bedien. Ja, hulle nie, dit maak te buitekant is bedien. En iemand wat per ongeluk oorgeslaan is met die kelkies, steek die hand op, sien die hand op, iemand wat op die brood moet gebruik, wat per ongeluk oorgeslaan is, sien geen hand op. Kom ons staan en loof ons die Here met hierdie woorde.
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende ding of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here, is. O barmhartige God en Vader, ons loof en ons prys U dat U uit genade U seun aan ons as middelaar geskenk het. Here Jesus, deur U kruis en deur U opstanding het U die straf op ons sonde gedra en vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Ons dank U dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut in hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees ons nadenke oor ons Here Jesus en ons verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en innige gemeenskap met U te laat groei. Ons bid dat die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalviering in ons lewens sal laat voortkom, tot U verheerliking en tot ons saligheid. Dit wat ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Terwyl die kelkies nou opgeneem word, kan jy gerus blaai na ons skriflesing, Handelinge hoofstuk 10. Geliefdes, die boek Handelinge volg na die 4 beskrywings van die evangelie. Nou, daar is net 1 evangelie en die Here het 4 manne uitgekies om dit te beskryf. Een van hulle is Lukas. En Lukas skryf dan nou ook hierdie boek. In die eerste vers van hierdie boek lees ons die eerste verhaal. Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. So dis waar die evangelie van Lukas gaan, volgens Lukas se beskrywing. Alles wat Jesus gedoen en geleer het. En nou gaan dit verder. Die titel van die boek is die Handelinge van die Heilige Apostels deur Lukas beskrywe. Maar as ons mooi gaan kyk, gaan dit eintlik oor Jesus. Dit gaan nie oor die apostels nie. Dit gaan oor wat die Here Jesus doen, sy handelinge deur die Heilige Gees in die kerk. En dan sien ons hoe hy in die eerste hoofstuk sy disippels ontmoet, na sy opstanding uit die dood, voor sy hemelvaart, en vir hulle opdrag te gee. Hy gee vir hulle die opdrag, vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dis dan die indeling van die boek. As jy wil weet wat is die struktuur van die boek Handelinge, en dis die evangelie wat verkondig word in Judea, dis die eerste stuk van die boek. Eers wat in Jerusalem gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die hele streek van Judea, en nou is ons vandag in Samaria, in die tweede gedeelte in hoofstuk 10, en dan uiteindelik in die tweede deel tot by hoofstuk 28 sien ons met Paulus se sendingreise oor die hele destydse bekende wêreld is die lig van die evangelie beskrywe. Nou u moet die hele hoofstuk gaan lees by die huis, die geskiedenis van die hoofman Cornelius. In hierdie deel van Handelinge sien ons verskillende mense uit verskillende volke wat die Here deur sy Heilige Gees tot bekering lei en die apostels gebruik as sy instrumente om die evangelie aan hulle oor te dra. En die vraag is,
wat vandag vir jou en vir my beantwoord word, nou dat jy weet wat die evangelie is, wat gaan jy nou mee maak? En die fokus vandag is op die inhoud van die preek wat die Here deur sy apostel Petrus gee aan Kornelius en almal wat daar by hom was, want daar was 'n hele gemeentetjie by mekaar gewees, wat almal tot bekering gekom het en Christene geword het. En wat 'n mens tref is dat hy voorberei word, net soos Kornelius, vir wat hier plaasvind. In die eerste deel van hierdie hoofstuk, hoofstuk 10, gaan jy lees, dat Kornelius was 'n godsdienstige man. Hy het mense gehelp, geldelik bygestaan die armes en hy het gebid. En dan verskyn die engel van die Here aan hom. En nou sou 'n mens kon dink, ja, hy het seker vir hom 'n klop op die skouer gegee en gesê, mooi so jong, jy is 'n Christen. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy sê vir hom, die Here het gesien wat jy doen, en jy het Christus nodig. Laat roep vir Petrus. Vir Petrus het die Here ook voorberei, hy het ook 'n visioen gehad, die Here het ook aan hom verskyn en vir hom gesê, Petrus, hy sien 'n laken uit die hemel neersak met onrein diere en die Here sê vir hom, eet, en hy sê, nee, nooit. Ou Testamentiese voorskrifte was, jy mag nie onrein diere eet nie, en dan sê die Here vir hom, wat ek rein ag, mag jy nie onrein ag nie. Met ander woorde, ek stuur vir jou na hierdie Romein, jy wat 'n Jood is, julle kom nooit in die Romeine se huis nie, maar jy gaan in sy huis in en gaan bring vir hom die evangelie boodskap. En dit sê geweldig baie oor die Here se manier van werk in mense onder verskillende volke en tale en kulture. En nou is die vraag dit, wat maak ons in die AP Kerk daarmee? Ek het oor die jare baie preekstudies bestudeer oor hierdie gedeelte en dit is baie in die kerk gebruik op Paasondag, hierdie Handelinge 10 vers 34 tot 43. En soos wat die tyd gevorder het, die boodskap al hoe meer begin word, maar hierdie is 'n boodskap wat sê, daar mag nie meer volke in kerke eksklusief wees, wat byvoorbeeld ons is 'n kerk van Christus onder die boerevolk. Daar mag nie 'n kerk van Christus onder die boerevolk of onder die Zulus of onder die Sotos wees nie. Almal moet onder een dak saamkom en dit is hoe die kerk moet lyk en dis wat die Bellaar-belydenis sê. En dan sê die Bellaar-belydenis, en as jy dit nie doen nie, dan is jy op 'n heillose weg. En wat maak ons AP Kerk nou daarmee? Kom ons lees. Ons gaan eers die woord van die Here bestudeer en daarna gaan ons saam bid. Handelinge 10 vers 34. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het deur die land gegaan, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons, wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is
wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike dag, dat ons U kan aanbid saam met alle Christene oor die aarde, omdat U U Seun Jesus Christus uit die dood opgewek het. Here Jesus, ons aanbid U as die lewende God, as ons verlosser, as ons saligmaker, as ons middelaar, wat vir ons intree op die oomblik by die Vader. U is die enigste mens in die hemel op die oomblik. Maar U is ook God van ewigheid af, en daarom aanbid ons U. U het opgestaan uit die dood, en die belofte is dat elkeen van ons wat in U glo ook sal opstaan uit die dood, om vir ewig by U te wees. Dankie dat U ook die Heilige Gees oor U kerk uitgestort het, en dat ons vandag opnuut die krag kon beleef, dat U ons voed deur die heilige sakramente, en dat hierdie tekens van brood en wyn nie net getuig van die dood, soos ons met Goeie Vrydag herdenk het nie, maar ook die krag waarmee U steeds U kerk versterk en laat groei en voed. Here, wanneer ons hierdie woorde lees, hierdie geskiedenis lees, is ons bewus daarvan, dat hierdie 'n blye boodskap is wat verkondig moet word aan almal wat dit nodig het. En dis met groot nederigheid en afhanklikheid dat ons vandag na U kom en bely en onsself beskikbaar stel en sê, Here, hier is ek, gebruik my om hierdie goeie nuus te bring. Maar ons weet, ons kan dit nie doen as sondaar mense nie, en daarom het ons ook ons sondes bely voor U, met die versekering uit die woord dat U ons volkome reinig, dat U ons bruikbaar maak, bruikbare instrumente in die koninkryk maak. Here, ons bid in hierdie vakansietyd vir ons kinders, ons vra dat U hulle bewaar en ons lidmate wat op reis is veilig terugbring. Ons bid vir ons huwelike, Here, en ons vra dat U in genade oor ons ontferm, waar ons as sondaar mense so maklik afdwaal van U wil en liefdeloos en selfsugtig optree, vergewe ons. Here, so bid ons ook vir elke verbondsgesin, en ons gebed is dat U ook met ons senior lidmate sal wees, hulle wat op die oomblik swaar kry en uitdagings beleef wat ons nie ken nie. En ons gebed is, Here, ontferm U oor hulle. Ons dink aan ons lidmate op ons voorbiddinglys. Ons vra dat U genesing skenk waar daar siekte is, en uitkoms gee waar daar beproewing is. Ons dink aan hulle, Here, wat rou. Ons dink aan hulle, Here, wat moedeloos is, hulle wat hulp en bystand nodig het, hulle wat pyn het, wat kronies worstel met pyn. En ons bid, Here, dat U verligting skenk. Ons bid vir ons boere, ons landbougemeenskap, Here, waar daar siekte is, wil U ook uitkoms gee, waar daar vrektes is en skade is. Here, ontferm U oor ons boeregemeenskap. Here Jesus, ons bid vir ons volk. En ons is so dankbaar dat ons op 6 April kan dink daaraan dat dit U beskikking is dat ons vandag 'n boerevolk is. Maar Here, ons gebed is dat U ook vir ons 'n perspektief gee oor dit wat U gedoen het en waarmee U steeds vandag besig is, dat ons net soos van Riebeek ligdraer sal wees van die evangelie, en U sal vashou as die nageslag, en steeds U sal dien met toewyding. En daarom dra ons ook môre se feesvieringe as volk aan U op, en dis ons gebed dat U ook daar sal wees om ons 'n nederige, afhanklike dankbaarheid te skenk in ons harte. Ons dankie dat ons as gemeente ook vandag kan feesvier en kan saam eet. Ons dankie vir die liefde van U, wat U uitstort in die harte van die kinders, wat ons kan sien in elke stukkie wat voorberei is en gereed gemaak is, en die feestelikheid wat ons vandag kan geniet as gemeente saam. Here Jesus, ons bid, skryf ook hierdie woorde in ons hart en maak ons gehoorsaam aan U in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus,
Ons leef in tye van geweldige groot uitdagings ten opsigte van die hantering van die verskillende tale en volke en kulture in Suid-Afrika. En die tragedie is 30 jaar na die verkiesing van 1994 is rasisme in Suid-Afrika nie minder nie. Inteendeel, ek dink ons ervaar dit meer. En die vraag is, wat sê dit oor die bestaansreg van 'n kerk soos die AP Kerk vandag as ons gedeeltes soos hierdie lees? Want soos ek gehoor het oor jare heen, het ek gesien en beleef wat mense maak met dit wat hier beskryf word. As toenemend onderstreping van dit wat die Bellaar-belydenis sê, te sê, die plan is daar moet een kerk op aarde wees, almal moet onder een dak by mekaar kom, en as dit nie jou strewe is nie, is jy op 'n heillose weg. En wat beteken dit? Wel, ons afleiding is, dit beteken jy is op pad hel toe, as jy nie glo in een sigbare kerk op aarde nie. Is dit wat hier verkondig word, en hoekom hierdie stuk in die Bybel staan? En dis nie die fokus waaroor ons vandag praat nie. Ons praat vandag oor die opstanding, maar in antwoord daarop is die antwoord, wat die Here hier doen, is nie dat hy die werklikheid van verskillende volke ignoreer nie. Maar, dat hy dit wat verhinder dat sy evangelie versprei word onder alle kulture uit die weg ruim. Dis wat hy doen in die lewe en hart van Petrus. Dis wat hy doen in een my hart. Hy neem nie die feit weg dat Petrus 'n Jood is en Cornelius 'n Romein nie. Maar hy neem die skeiding weg. Petrus die vrymoedigheid het om die evangelie te bring aan 'n Romein, want 'n Jood het glad nie in 'n Romeinse huis gekom nie. Maar die Here stuur hom daarheen. En hy sê uiteindelik, nou besef ek dat die Here nie 'n aannemer van die persoon is. In vers 34. Nou wat beteken dit vir ons as AP Kerk? Vir ons beteken dit dat ons steeds volgens ons sendingbeleid leef. Die boodskap wat in ons sendingbeleid saamgevat is elkeen is oral gestuurde. Waar jy werk, waar jy is, waar jy woon, is jy 'n gestuurde van die Here. Dit vat nie die feit weg dat jy 'n boer is wat in Afrikaans bid en die Afrikaanse Bybel lees nie. Maar juist te meer maak dit in jou begeerte wakker dat die Zulu in Zulu die Here sal aanbid en die Sotho in Sotho die Here sal aanbid. En dat jy die evangelie sal bring aan elkeen wat die Here oor jou pad bring. In 'n tyd waar baie mense onreg beleef en onveiligheid ervaar, is dit juis die boodskap van die Bybel dat die oplossing van rassekonflik lê in die evangelie van Jesus Christus, want as mense Christus as hulle eerste prioriteit sien en beskou en glo en beleef, word rasisme verwyder. So wat die Here vir ons hier sê, daar is nie fout daarmee dat ons in Afrikaans die Here aanbid as boere nie. Maar as ons dink vir 'n oomblik, ons is beter as enige ander volk, omdat God 'n groot pad van genade met ons geloop het, van 1652, 1654 toe die gelofte gemaak is, tot vandag toe deur die geskiedenis. Dan maak ons 'n fout as ons dink ons is beter as enige ander volk. Dat dit die verdienste is wat nodig is op grond waarvan God verlos, dis nie wat die Bybel sê nie. Vir ons bly dit belangrik dat elke volk in sy eie taal en kultuur die Here sal aanbid, want dis wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. En vir ons lees ons nie hierdie gedeelte los van Handelinge 2, waar die Here sy Heilige Gees uitgestort het oor sy kerk. En die Arabier wat daar was, het in Arabies die evangelie gehoor, en die Romein soos Cornelius het in Latyn die evangelie gehoor, en die gewone Jood het Aramees gehoor. En as die Here nie wou hê, daar moet verder volke wees nie, het hy almal een taal het verstaan, maar hy het nie. En op grond daarvan sê ons, dit is goed, dat elkeen in sy eie taal en kultuur die Here aanbid. In die hemel gaan daar nie 'n onderskeid wees nie, maar ons is nog nie in die hemel nie.
En daarom wil ons hier, dit wat dit onmoontlik maak, dat ons in alle omstandighede en oral waar ons kom die evangelie versprei, dat die Here nie net daardie hindernisse wegvat, soos wat hy dit vir Petrus gedoen het nie, maar 'n begeerte in die hart plaas, want hoe kyk jy na mense? Dis wat hierdie gedeelte vra van my en van u. Die oë van 'n gewone Jood het na die Romein gekyk en gesê, dis die gesig van die onderdrukker. Hulle is minderwaardig teenoor ons, wat die uitverkore volk is. En weet jy, die tragedie is, die Israelies dink nou nog, hulle is die uitverkore volk, sonder Christus. Maar dieselfde kan ek in my gemoed beleef, wanneer ek na enige ander volk kyk en dink, dis 'n heiden. Want Christus stuur vir Petrus om te verkondig, jou identiteit is nie in die eerste plek gevestig in jou velkleur of kultuur nie. Dis in die eerste plek gevestig in God, wat jou verlos deur Jesus Christus. So as mense vir my vra, wie is ek, is my antwoord in die eerste plek, nee, ek is 'n boer nie, en ek is baie trots daarop dat ek 'n boer is, en dankbaar dat ek 'n boer is, maar ek is in die eerste plek 'n kind van die Here. En dit is belangrik om in Suid-Afrika op hierdie stadium daardie perspektief te behou. Want mense val aan weerskante van die wa af. Daar is aan die een kant diegene wat so vereenselwig met wat in Suid-Afrika gebeur, dat hulle dink daar is nie meer bestaansreg vir 'n AP Kerk of vir enige volk of taal of kultuur nie. En om maar net op te gaan in die massa, kultuurloos, ek mag nie, my baas mag net nie uitvind, ek het gelofte dag gevier of van Riebeek dag gevier nie. Want dit is on-Suid-Afrikaans. En tog het elkeen in sy eie taal die woord van die Here gehoor en God geprys. Aan die ander kant is rasisme 'n baie erger probleem as 30, 40 jaar terug. Op die oomblik in Suid-Afrika, waar mense dink daar moet ontslaag geraak word en uitgeroei word, iemand wat nie soos ek is nie. En ons ervaar dit, ons manne verloor hulle werke op grond van regstellende aksie, wat niks regstel. En so kan 'n mens aangaan, maar die punt van hierdie boodskap is, die opstanding van ons Here Jesus bring die hoop van die evangelie aan elkeen na wie die Here ons stuur. En die deurbraak van vers 34 en 35 is dat God self aan die werk is. Dis hy wat na Kornelius kom en aan hom verskyn en vir hom sê, Kornelius, die Here het gesien, die Here het gehoor, die Here is jou welgevallig, en dit is wat Paulus dan in sy preek sê. Ek verstaan nou dat God nie 'n aannemer is van die persoon nie, vers 35, maar dat in elke nasie, met ander woorde, daar is nog nasies, daar is nog verskillende kulture, in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Wat beteken dit? Beteken dit Kornelius was outomaties 'n kind van die Here? Nee. Die Here het gesien hoe die Heilige Gees in sy hart begin werk, dat hy 'n oop hart het en vir arme mense help, en dat hy bid tot God elke dag, maar hy was nog nie 'n Christen nie. En die feit dat die Here hom welgevallig is die feit dat die Here Petrus na hom toe gestuur het om die evangelie vir hom te bring. Dieselfde sien 'n mens, dit is God wat die inisiatief neem en in Petrus se hart werk om bereid te wees om in die huis van hierdie Romein te kom, wat indrys teen enige Jood se kultuur. En die belangrike is nie wat sê my kultuur nie, maar wat sê die evangelie van God, en dit is ook ons norm steeds vandag. Die Here maak nie 'n onderskeid tussen Petrus en Kornelius op grond van hulle ras of nasionaliteit nie, maar die evangelie moet verkondig word sodat elkeen voor Christus kan buig. Dan vers 36 tot 40 is die inhoud van die evangelie. Nou is die vraag, maar wat moet ek vir mense sê as die Here iemand oor my pad bring en ek moet die evangelie verkondig? En in Petrus se preek wil ek die 3 o's uitlig en dit vir u saamgee as,
Ek wil nie kripnout sê nie, maar ek wil sê dit is handvatsels, ankers om die evangelie oor te dra aan iemand. En die eerste O is die offer, die offervaardige lewe van Jesus en die offer aan die kruis. Die tweede O is die opstanding, en ons gaan sien hoe ontsaglik belangrik die opstanding is in die evangelieverkondiging. En dan die derde O is die opvaar van Jesus na die hemel, en wat is die implikasie daarvan? Want al drie die goed word in Petrus se preek genoem. In die eerste plek begin hy dan praat oor die offervaardige lewe en die offer aan die kruis van die Here Jesus, wanneer hy sê in vers 37, dit het begin in Judea. En nou hoor ons weer Jesus se opdrag, Judea, Samaria, tot in die uiterste van aarde. Maar die Here Jesus is gedoop deur Johannes, in vers 37, en dit is waar die bediening begin het. Dit is waar hy vir die apostels begin oplei het. Dit is waar sy pad na die kruis begin het. En hy het in Galilea gewerk en in Judea gewerk. En dit wat die Here Jesus gedoen het, het uitgekring dat mense geweet het van hom. Maar as dit al is wat Jesus sou doen en waarvoor hy bekend sou staan, dan sou ons maar soos enige iemand wat nou half filosofies kon dink, ja, wel, hy was dalk 'n gawe mens. Daar was baie gawe mense. Maar wat hy dan vers 38 sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. Hy is die een wat God gebruik het as sy seun wat hy gestuur het om die mense te verlos. Vers 38 sê hy deur die land gegaan, hy het goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En wat hy hier sê is ontsaglik belangrik. Want as mense wat sal sê, wel, weet jy, ek hou van die Christelike filosofie en ek hou van hierdie beginsels van die 10 gebooie. En weet jy, ek sal my kinders daarvolgens groot maak, want ek dink is goeie beginsels. Maar ek stel nie belang in Jesus nie. En die evangelie boodskap is hier, jy kan nie die boodskap losmaak van die mens, die verlosser, Jesus Christus nie. Dit help jy absoluut niks. Want dit gaan nie oor die beginsels wat hy geleer het nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die persoon. En al die aansprake wat hy maak, het hy bewys. Hy het deur die land gegaan en hy het wonderwerke gedoen. Dis vir baie mense 'n probleem. Wat ons sê, wel, ek hou van die beginsels van liefde en verdraagsaamheid wat die Christene verkondig. Moet nie met daai wonderwerke storie kom nie, ek kan nie dit glo nie. Ek kan nie glo wat ek kan sien. En dis hoekom Petrus en die apostels elke keer sê, ons het die wonderwerk gesien. Die Here Jesus het bewys dat hy God is deur wat hy gedoen het. Mense wat sê, ek kan nie die wonderwerke in die Bybel aanvaar nie, ek sny dit nou uit met my skerpie, maar die res is my redelik aanvaarbaar. En wat hy hier sê in hierdie preek is, jy kan nie dit doen nie. Hierdie is die volle openbaring van God oor wie hy is. En as dit nie wonderwerke ingesluit het nie, dan was dit 'n probleem. Want as Jesus dan die aanspraak gemaak het dat hy God is, dat hy alles gemaak het, Kolossense 1 vers 15, die Vader het deur hom alles geskape, en hy het nie eens mag oor 'n storm om 'n storm stil te maak nie, hoe sou ons hom kon glo? Maar om te bewys dat hy God is, wat mag het oor die skepping, maak hy die storm stil. Hy is die een wat beweer, ek is God, ek het alles gemaak vir die mens die lewensasem gegee. Hoe kan ek hom glo as hy nie eers die mag het om iemand wat siek is gesond te maak, of iemand wat blind is te laat sien nie, of iemand wat lam is te laat opstaan, dat hy loop nie. En nou sê hy in sy preek, en dit is waar, ons was ooggetuies, ons het gesien hoe hy wat alles gemaak het en die mens die lewensasem gegee het, ook daardie verlamde man wat hulle uit die dak laat sak het, vir hom gesê het, jou sonde is jou vergewe, want net God kan sonde vergewe, en hy is God, staan op en loop, en hy het, ons het dit gesien. Al die aansprake wat hy maak, dat hy God is, het hy bewys, deur die wonderwerke, omdat God met hom was, hy sy geliefde seun, in wie hy al sy welbehae het. En dan kom hy by die kruisiging in vers 39.
Ons het gehoor oor die oë van die offervaardige lewe van wat Jesus gedoen het en bewys het dat hy God is, en nou kom ons by die kruis. Die offer aan die kruis. Ons was getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land in Jerusalem, en hulle het hom omgebring, hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruishout te hang. Daar staan in die Grieks aan 'n boom. En hy kon sê, wel, hulle het hom doodgemaak, hulle het hom vermoor, maar dis nie waar hy ophou nie. Hy sê, hulle het hom opgehang. En hy praat oor die kruis hier as 'n boom, 'n vervloeking, waar in die Ou Testament sê dit, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En wat in die Ou Testament gebeur het, is dat 'n mens telke male gesien het onder verskillende volke, dat hulle mense doodmaak en teregstel, met klippe doodgooi en stenig, en dan die liggaam ophang daar so aan 'n paal of 'n boom, om te sê, jy is vervloek. Die hemel aanvaar jou nie, God aanvaar jou nie, en die aarde is nie goed genoeg dat jy daarin begrawe word nie. Jy hang tussen hemel en aarde, verwerp deur alles en almal, jy is absoluut vervloek. En dis hoekom hy hierdie beeld gebruik om te sê, dis wat Jesus gedoen het aan die kruis, wat ons Goeie Vrydag oordenk het. Hy was bereid om daardie vloek van jou en my sonde op hom te neem. Jou vieslikste sonde wat jy nog ooit gedoen het, en dit wat jy elke dag doen, daarvoor moet betaal word. In die Ou Testament hoor ons in die Exodus 34 vers 7, daar staan, God is genadige en barmhartige God, groot van goedertierenheid en lankmoedigheid, wat die sonde vergewe, en dan staan daar, maar nooit ongestraf laat bly nie. Elke sonde word gestraf, en die sonde wat jy nie self die straf voordra in die ewige verderf nie, is die sonde wat aan die kruis betaal is deur Jesus Christus. Hy is aan 'n boom, 'n kruishout, opgehang, en daardie vloek en die bespotting en skande van jou sonde het hy gedra. Dit was sy offer, om vergifnis moontlik te maak dat ek en jy ons rekening kan bring en hy daardeur kan skryf met sy bloed, betaal. En nou kom die wesenlike deel in vers 40 wanneer hy sê, hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. En die fout wat jy kan maak is om te dink, ja wel, dis nog iets wat ek soort van dink, dit is half goed om te glo. Ek glo in Jesus, ja, glo in die opstanding ook. Hoor wat sê die Here in Romeine 10 vers 9 en 10. Hierdie is geweldig belangrik, want as jy die evangelie aan iemand verkondig, is dit wat jy vir die persoon sê. Jy lees vir hom of vir haar Romeine 10 vers 9, daar staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis hoe belangrik die opstanding is. Jy kan nie sê ek glo in Jesus, maar ek glo nie in die opstanding nie. Dis deel van die pakket. Ons glo in Jesus wat lewe. Ons glo nie net in Jesus wat gekruisig is en gesterf het en begrawe is nie. Want nou vra Paulus die vraag in 1 Korinte 15. Maar wat nou as jy dit nie glo nie? Hy sê, dan is jy die elendigste, is ons Christene die elendigste van alle mense. Dan is hierdie byeenkoms vandag wat ons hier doen, sy beste, maar net 'n gawe klomp mense by mekaar en op sy slegste 'n grap. Dan help dit nie jy's 'n Christen nie. Dan is jy verlore tot in ewigheid. Dan is daar geen lewe na hierdie dood nie. Is daar geen hoop op die heerlikheid by God nie. Is dit hier die einde van die pad as jy sterf op aarde? Vrek jy soos 'n dier. Maar nou, Christus het opgestaan, sê in 1 Korintiërs 15. En hy lewe, sodat ek en jy kan lewe en hoop het op die ewige heerlikheid by hom. Die dood is nie die einde van die pad nie, die dood is die begin van die heerlikheid by die Vader. En dis die goeie nuus wat hy bring. Want dit gaan verder.
Na die tweede oë, na die offerlewe en die offer aan die kruis, kom die opstanding en dan sê hy het opgevaar na die Vader. Hy het verskyn, sê in vers 41, nie in die hele volk nie, maar aan almal wat verkies is, van tevore deur die Vader met hom saam geëet en gedrink het, dat hy uit die dode opgevaar het. En dan sê vers 42, hy het opgevaar na die Vader. Hy is die een wat God bestem het as regter oor lewende en dode. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En die implikasie daarvan is verrykend. En dit is die antwoord op die vraag, nou, maar wat maak ek daarmee? Nou dat ek die evangelie weet, ek weet Jesus het geoffer, sy lewe en aan die kruis, en ek weet, hy het aan die opgestaan uit die dood, en ek weet, hy het opgevaar. Wat maak jy? En die antwoord lê in hierdie laaste verse opgeteken. Die feit dat Jesus saam met hulle geëet en gedrink het, beteken, hierdie was nie sommer net 'n spook, was nie sommer net 'n warm gevoel in hulle harte nie. Want is baie mense, selfs teoloë, wat sê, dit is wat gebeur het. Jesus was maar 'n gewone mens, en sy opstanding was iets wat in die harte van sy mense geleef het. As dit waar was, sou Petrus alleen maar kon sê, ek gaan na Cornelius toe, en Cornelius, kom ek vertel jy wat in my hartjie lewe. Ek het so warm gevoel oor Jesus, en hy leef in my hart. Hy sê, nee, ons is ooggetuies van wat gebeur het, ons het saam met hom geëet, nadat hy die dood opgestaan het, ons het saam met hom gedrink, is nie 'n spook nie. Hy het sy verheerlikte liggaam reeds daar gehad, by ons verskyn, die merke in sy hande was daar, ons het dit gesien. Dis iets anders as wat ons beleef. Ons as gelowiges weet ook, as iemand sterwe, jou liggaam word begrawe, maar jou siel is onmiddellik by die Here. En dan kan mense vra, nou wat van die man aan die kruis? Het hy regtig geglo in die opstanding van Jesus? Het hy gedink dat Jesus sal opstaan uit die dood op die derde dag? En die kort antwoord is ja. Want dink mooi oor wat hy aan die kruis vir Jesus gesê het. Hy het gesê, Here, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. As hy nie geglo het dat Jesus sal lewe na die dood nie, sou hy nie dit kon sê nie. Hy het geweet hulle gaan sterf, maar hy sê, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Ek glo dat u lewe en sal lewe tot in ewigheid, en die koning is. U is die koning van hierdie koninkryk, en ek wil voor u buig as die dienaar. En wat sê Jesus vir hom? Voorwaar ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my wees in die paradys. En as jy vraag, maar is dit nou waar? Wat ons sê elke Sondag, ek glo in Jesus Christus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. So Jesus was mos nou ter helle, hy was mos hel toe, na die kruisiging. En weer eens die kort antwoord is nee. Maar die belydenis vir ons beskryf is nie die kronologiese volgorde waarin goed gebeur het nie. Dit beskryf die dieptepunt. Jesus het gesterf en die 3 ure voor sy dood, toe hy die volle toorn van die Vader aan die kruis gedra het, dit was die hel. Dis vir die katekismes vir ons duidelik leer uit die Bybel uit. Dit was die ter helle neerdal. Dit was toe hy die volle toorn van die Vader gedra het vir ons sonde en die rekening klaar voltooi betaal het, sodat hy kon sê daarna, dit is volbring. Die helse smarte was nou klaar reeds op my. Dis klaar. Nou die oomblik toe Jesus sê, in u hande gee ek my gees, dis hy by die Vader. En hierdie man aan die kruis saam met hom, het dit beleef, om Jesus na die dood te ontmoet in heerlikheid in die paradys. Maar wat beteken dit vir jou en vir my vandag? Punt wat hierdie gedeelte maak is, wat se oë kyk jy na mense? Want die ding is, ons het groot geword nie as rassistiese mense. In die geskiedenis het ons dit gesien. Daar waar ons mense vermoor is, waar Pieter Retief vermoor is 'n sendingstasie gebou. Dis wat ons mense is. Mense met 'n geneigtheid om die evangelie te wil versprei in elke volk en taal en nasie. En die tragedie is dat ons reageer op dit wat hier oomblik gebeur in Suid-Afrika,
baie negatief, want ons ervaar rasisme elke dag, by die werk en oral, en alles wat ons doen. En die antwoord is nie om te reageer met 'n liefdeloosheid en met 'n haat en met 'n wrok, maar met die evangelie. Dit is dringend nodig dat ons sal weet, die Here het nie die onderskeid weggevat dat Paulus nie meer en Petrus hier nie meer 'n Jood was en Cornelius nie meer 'n Romein was nie. Maar dit het hom nie gekeer om die evangelie te bring, sodat hy en al sy Romeinse vriende ook kinders van die Here Christene kan word nie. Beteken juist te meer dat ons in Suid-Afrika opnuut die evangelie moet verkondig, die boodskap van vrede moet verkondig. Alles in die stryd moet werp om aan God gehoorsaam te leef. Om vir mense te sê, daar is 'n Jesus wat 'n offer gebring het, wat aan 'n kruis betaal het, daar is 'n Jesus wat opstaan en ons glo dit. Daarom is ons kinders van die Here. Daar is 'n Jesus wat opgevaar het en koning is. Hy is die Heer van almal. Dis sy preek hier. Vers 37. Hy is die Heer van almal. En dat ons hierdie evangelie boodskap sal versprei waar jy ook al beweeg en waar jy ook al is. Mag die Here vir ons oë gee wat met genade kyk. Nie oë wat in reaksie op alles reageer wat sondig en veragtelik is nie. Maar die boodskap van die evangelie kan bring, te sê daar is hoop in Christus. En as jy nie 'n hoop in Christus vestig en weet dat God hom uit die dood opgewek het, is jy op pad hel toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons loof U vir die opstandingsboodskap, die paasboodskap en waar die paasklokke oor die wêreld lui en die boodskap bring, Jesus het opgestaan, juig ons daaroor. En daarom is ons gebed, Here, dat U vandag opnuut ons monde sal open en ons lewens as voorbeelde sal kan gebruik. Dat die mense wat naby ons leef, saam met wie ons werk, sal kan sien dat ons U aanbid en die eerste prioriteit in ons lewens is. Here, wil U ons help dat dit nooit oor onsself gaan nie, maar altyd oor Jesus, ons verlosser en ons saligmaker. Help ons om ons prioriteite in daardie opsig reg te kry. Ons vra dit in diep afhanklikheid in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy. Kom ons sing vers 1, Gesang 231. 213. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy. Ons herinner U aan ons bidstonde net na die uitspreek van die seën. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.